Geliefdes, ons lees uit die woord dan Lukas hoofstuk 19, die eerste 10 verse. Jesus het Jerigo binnegegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, want hy kon nie vanweë die skare en omdat hy kort was. Hy het vooruit gehardloop om voor te kom en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê, Saggeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Almal wat dit gesien het geprotesteer en gesê, hy het jou werklik tuis gegaan by 'n sondige man. Saggeus het egter openlik gereageer en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee, en as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. Vriende, daar is so baie dinge wat my opval as 'n mens hierdie teks lees, wat ek nou nie in die preek vandag gaan hanteer nie, maar nou ja, die versoeking is te groot, ek wil dit graag met julle deel. Ek lees hierso in vers 3, dat daar 'n man was, wat sy bes probeer het om vir Jesus te sien. En ek dink ons elkeen het ook daardie behoefte, dat ons toch net eendag vir Jesus kan sien, en in ons week, en vanmôre hier, dat ons hom regtig sal kan sien. En dan is daar partyke dinge wat ons verhoed om te kan sien, in die planne wat hierdie man gemaak het. Hy was beperk wat sy lengte aan betref, en hy het geweet is, en hierdie mense gaan dit nie reg kry nie. En hy gaan maak toe 'n spesiale plan om dit moontlik te maak. Ek klim in die boom, en dan lyk dit vir my elke keer wanneer iemand vir Jesus in die oë kyk, met Jesus se pad begin loop, Jesus se stem hoor, Jesus se oë op hom voel, dan verander lewens. Jesus se gesindheid is dat hy by ons wil tuis gaan, en dit maak dat mense se lewens verander. Ander mense, baie keer kerkmense, se reaksie is, dat ons nie kerkmense is nie. Nou gaan Jesus dan hy gee aandag aan mense wat buite die kerk is. En dit lyk vir my Jesus hierdie vermoë om mense buite die kerk aan te raak en met hulle 'n pad te loop. Nou ja, vir die van julle wat nou daai preek moes hoor, jy is welkom om te gaan. Ek gaan nou my eintlike preek gee oor Lukas 19 wat die Here op my hart gelê het. Die vraag wat ons wil vra vanmôre met ons tema is, wat sal Jesus in Horison kom doen? Wat sal Jesus hier in Rodepoort kom doen? In die Wesrand? Ek dink die heel eerste ding wat ons moet raak sien is dat Jesus sien nie in 'n woonbuurt sien hy nie huise en strate en stopstrate en sulke goed raak nie. Jesus sien mense raak. Dis nogal klaar 'n klein bietjie van 'n verskil teenoor my en jou besige program waarmee ons beweeg. Want ons ry in die strate en ons sien nie meer die huise rondom ons nie. 'n Huis wat baie mooi lyk of 'n huis wat baie bouvallig geraak het en waar daar skielik skade gekom het, dit sien ons raak. Ons hoop om in hierdie Kerstyd huise te sien waar daar pragtige liggies op is en dikwels ry mense doen hulle moeite om by sulke plekke uit te kom om daai Kersliggies te gaan kyk. Ek wens ons kan sulke strate hê waarin mense deurry.
Ek onthou toe ek 'n jong kind was, het ons deur Somerset Wes se Hoofstraat gegaan, van Stellenbosch af altyd soontoe gery, dan was daar al die besighede het kersliggies opgesit. Die munisipaliteit het baie moeite gedoen om die strate op te helder en besighede het gedoen, en dan het hulle almal stalletjies op die sypaadjies gehad, hulle die strate toegemaak, so die mense kon nie eens daar parkeer nie, en dan het hulle deur hierdie straat gestap, op en af, om hierdie kersatmosfeer te beleef. Dit was vir my fantasties mooi, en dit het my herinner aan hoe ons as 'n gemeenskap 'n verskil kan maak, om ander mense nader te trek na die lig van Jesus toe. Ons kyk nie meer na huise rond, of ons sien dit nie meer raak nie. En so sien ons ook dikwels nie die mense wat binne in daardie huise woon raak nie. Ons sien nie meer raak as iemand in hulle bed klim en daar's 'n pyn in die heup om te gaan lê nie. Ons sien nie meer raak as mense 'n traan stort omdat hulle eensaam geraak het en vanaand daardie geliefde mis wat nie meer daar is nie. Ons sien nie meer raak die opgewonde oproep of 'n videocall met die klein kinders elders in die buiteland en hoe mense dit geniet en lank daaroor kan praat nie. Ons sien nie meer raak die trauma wanneer ouers kinders moet leer en kinders teen die grense skop nie. Ons sien nie meer raak as mense in hulle huise huil of lag nie, bekommerd is of planne maak nie. Jesus se oë blink oor mense, nie oor geboue nie, oor mense. Jesus is blinkoog oor jou en waar jy nou is. Hy sien vir jou raak en hy wil graag tyd met jou spandeer. Jesus is opgewonde om vel naby aan jou te kom. Ek dink nie ons dink gereeld oor dit nie, dat Jesus gretig is om met ons tyd te spandeer nie. Maar tog is dit so ook in ons tyd. Ons kom baie keer by 'n punt waar ons dink, ja, maar ek is te ver van die Here af en ek het hierdie week dit gedoen of dat gedoen of so gepraat of dit en ek verdien nie dat Jesus blinkoog oor my gaan wees nie. As hy nou na my toe moet kom, sal hy eerder die rotting wil uithaal en my so 'n bietjie wil pak gee. En leerens lyk dit vir my, as iemand dan nou in hierdie teks dit nodig gehad het om pak te kry, is daar twee groepe mense. Nie een sekerlik Saggeus, as ons nou van daardie hoek af wou gekyk het, iemand wat ryk geword het deur ander mense uit te buit, en met sy slenterstreke mense te verarm, gehaat onder sy eie mense. Mens sou sekerlik kon sê, Jesus kon na so 'n persoon toe gekom het, na daardie ek en jy, om te sê, ag nee, sis man, hoe kon jy dit gedoen het? Maar ons sien dit nêrens in die teks raak nie. Jesus sê nie, o jou skurk nie. Hy praat nooit negatief oor 'n Saggeus nie. Van die begin af is dit, ek wil by jou in die huis kom kuier, ek is opgewonde om vir jou in die oë te kyk, ek wil 'n bietjie skouerskuur met jou, ek wil tyd spandeer met jou, ek wil hoor hoe jy dink en hoe jy praat, en ek wil my idees met jou deel, en ek wil hê moet tyd saam spandeer. Dis Jesus se uitgangspunt. So as jy so Saggeus gevoel het, dan het jy vanmôre alreeds jou eerste sinnetjie wat jy graag wil vashou. Jesus wil tyd met my spandeer, maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak oor my keuses nie. Die ander goed wat Jesus waarskynlik sou kon wil pak gee, is die ouens wat gesê het, o, hierdie ou kuier net by sondaars. Hy was uitgekry daarvoor dat hy wyn gedrink het en geëet het op 'n Sabbatdag wat hy nie moes gedoen het, deur koring uit te wan, en dat hy tyd gespandeer het met ander sondaars en onrein geword het as gevolg van dit. Hy het hom uitgekry daarvoor. Hoe kan hy die Messias wees? Kyk wat doen hy. Omdat hy die Messias is, het hy dit juis gedoen. Omdat hy die verlosser is, wil hy tyd spandeer met mense wat sondaars is en hom nie ken nie en hom nie 'n kans gee op hierdie stadium nie. Net soos wat hy met elke ander kerkmens soos ek en jy ook wil tyd spandeer. Ek het nou van 'n tyd toe Jesus laat in die nag, daar word baie min gepraat oor laat in die nag van Jesus se lewe. Daar word gepraat van hoe hy vroeg in die môre opgestaan het en met sy Vader gaan praat het. Maar laat in die nag was daar eendag 'n man wat 'n geleerde man was.
En hy het Jesus gaan opsoek, waarskynlik opgeklop, wakker gemaak en gesê, ek kan nie meer wag nie. Ek moet nou hierdie vrae wat ek het bespreek met iemand. En ek dink, is die regte een om dit mee te bespreek. As jy vrae het, wil ek jou uitdaag en sê, Jesus is die regte persoon om dit mee te gaan bespreek. Vorm jou lewe na sy woord, en jy sal vrede vind. Nicodemus het dit verstaan, en hy het dit gedoen, en Jesus het hom nie weggewys, omdat dit laat in die aand was nie. Daar was 'n mooi gelykenis daaroor, waar Jesus vertel het van, as daar nou iemand kom, en jy het nie genoeg kos nie, dan gaan hy na sy bure toe, en hy sê, laat in die nag, as almal al slaap, klop hy hom wakker, en Jesus probeer vir ons sê, nee, ek sal nie maak soos hy wat sê, gaan weg, ek nou, ons is nou klaar toe, ons slaap al nie. Nee, hy sal die deur vir jou oopmaak, hy wat klop, en hy wat soek, vir hom sal oopgemaak word. In Matteus 23 is een van die min kere dat ons Jesus hoor huil het oor mense. Dit is altyd 'n opgewondenheid om by mense te wees. Maar hy kom in Matteus 23 oor die heuwel van die Olyfberg aangestap en hy kry 'n beeld oor Israel en hy sien die pragtige tempel en hy sien die huise en alles daar rondom, maar hy sien meer die mense binne in die tempel, die mense binne in die huise, binne in die strate, daar by die mark, oral waar hulle beweeg, hy sien daar die mense en dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, hoe wou ek jou soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak, maar jy wou nie. Jy wou nie. Hoe graag wou ek hê dat jy in my teenwoordigheid moet wees. Hoe graag wou ek hê dat jy met my moet skouers skuur. Maar jy het ander prioriteite gehad. En dan sien ons hier in 'n tweede prioriteit vir Jesus, nie net mense in 'n woonbuurt nie, maar ook verlore mense in 'n woonbuurt. Hoe wou ek jou by mekaar maak, maar jy wou nie. Jy het weggebreek, jy wou nie na my kom nie. Jy wou nie in die skaduwee van die Almagtige kom skuil nie. Jesus huil ook oor die woonbuurte waarin ek en jy woon. Hy huil oor die strate rondom ons. En ek wonder of ek en jy Jesus se gesindheid met ons saamdra. Huil ek en jy nog oor die strate, die mense in die huise rondom ons? Gaan dit vir ons regtig om mense, soos wat dit vir Jesus om mense gegaan het? Dra ons Jesus se gesindheid, sy manier van kyk na mense in ons? Luister ons met sy ore. Dit wil vir my voorkom, ook as ek na myself kyk, en ek is nie besig om buite die preek te staan nie, ek luister na myself. Dalk is dit een van ons probleme, dat ons so besig is met die eise van ons dag, wat aan ons gestel word, dat ons nie meer die energie, of die lus, of die tyd het, om te dink aan die mense rondom ons nie. Dikwels ry hierdie mense dieselfde karre as ons, hulle kinders gaan na dieselfde skole toe as ons kinders, hulle koop by dieselfde Checkers en Pick n Pay as ons. Sommige Sondae is hulle dalk hier of nie hier nie. Maar ergens binne in hulle is daar nog 'n leemte, 'n honger. Sien ons nog raak die armoede om ons, die geestelike nood om ons, die geestelike ongeërgdheid, die arrogansie van ek sal my eie ding doen. Maak ons nog moeite, want die wêreld waarin ons woon, hang aan 'n draadjie, en niemand weet wanneer daardie draadjie geknip sal word nie. Onlangs het ons gehoor hoe mense die wederkoms sou voorspel, soos Edgar Wiseman in 1988 gedoen het en gesê het, op die 13de September tussen 10:00 en 11:00 in die oggend sal die wederkoms plaasvind. Hy het die somme gemaak. Ons weet onlangs het een van die bekende sangers ook daardie sekerheid gehad.
Die Here sê vir ons dat ons nie die tyd weet nie. Maar ongelukkig is daar geen dringendheid by ons nie. Jy sien, as ons weet dit sou môre wees, en dis die een pluspunt van iemand soos Edgar Wiseman se uitspraak, is dat mense daarna by hulle honderde duisende gestroom het na kerke en na predikante en pastore om te sê, praat met my oor my verhouding met die Here. Laat my kies, help my om te dink oor hierdie goed. Dit lyk vir my dat Jesus doelbewus vriendskappe begin smee het met mense wat ver van God was. En dat daardie Jesus gesindheid ook in my en in jou behoort te wees. Ons behoort vriende te maak met die mense rondom ons. Baie mense glo glad nie aan die hel nie, en hulle glo nie eers aan die wederkoms nie, hulle glo nie dat hierdie goed moontlik gaan wees nie. Hulle glo dat predikante die hel uitgedink het om mense bang te maak en kerkbywoningssyfers op te stoot. Maar Jesus self praat 54 keer oor die hel. Het is nie iets wat ons sommer net moet wegvee van die tafel af nie. Dit lyk vir my dat daar eendag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal kom, waarby die Here vir my en vir jou graag by 'n feesmaal wil laat aansit. Sal jy daar wees? Is jy gereed vir daardie dag? As dit môre sou kom en die wederkoms sou dalk in die week plaasvind, wat sal jy in plek moet kry om rustiger daaroor te wees? Wie weet jy sal nie saam met jou daar wees nie? Kyk gou of jy 'n naam in jou kop kan kry. Wie sal nie daar wees nie? Op jou beskeie manier van dink. Ek wil nie met oor hulle nie. Maar is daar iemand wat jy dink naby aan jou wat nie daar sal wees nie? En ek dink jy hoor al die vraag wat kom, nê? Want die Here vra die vraag in jou hart al voordat ek dit sê, maar laat ek dit hardop sê, wat gaan jy daaraan doen? Wat gaan jy doen daaraan? Want jy beweeg in kringe waar ek nie beweeg nie. Jy ken mense wat ek glad nie ken nie, en ek ken mense wat jy nie ken nie. En as elkeen van ons erns maak om met Jesus se oë na mense te kyk en te huil oor mense wat nie onder sy vlerke wil kom skuil nie, dan lyk dit vir my het ons 'n kans. Die Bybel leer vir ons dat die ewige lewe, die uiteinde van dit wat ons almal na uitreik, word uitgestel, met moeite uitgestel, sodat nog meer mense kan kies, sodat nog meer mense die geleentheid kan kry. Miskien hierdie week, miskien vandag is daar iemand wat tuis kom by die Vader se huis. Ons lees die verhaal van die verlore seun en die pa wat die hele tyd, en ons weet die pa is die beeld van die Vader, wat op die horison kyk en hy wag vir daardie bekende silhouet op die horison wat tuis kom. Daarom sê Jesus vir Saggeus, vandag het daar 'n kind van Abraham tuis gekom. Dikwels dink ons dat mense net 'n inbreuk maak op ons tyd. Want ons is so besig met 'n klomp ander goeders, dat ons nie nog tyd het vir ander goed ook nie. Dit lyk vir my, Jesus het reg deur sy lewe op aarde vir ons kom demonstreer, dat 'n mens tyd moet begroot vir sulke ontmoetings. Jesus het nooit iemand weggewys nie. En daarom wil ek jou vandag vra, bid jy nog vir mense wat verlore gaan? Volgens jou opinie, binne in jou vriendekring, binne in jou leefwêreld, binne in jou reikwyte. Ek dink dit was omtrent 'n jaar gelede wat ek julle uitgedaag het om 5 name te hê waarvoor jy sal bid. Ek
wonder of jy nog steeds bid vir daardie 5 name. En wat het jy intussen gedoen oor daardie 5 name? Het jy gesprekke aangemoedig? Het jy by hulle uitgekom? Het jy probeer om die vriendskapsbande te versterk? Het jy die geleentheid raak gesien toe jy oor jou geloof kon vertel het? Hoorie, wat het jy die naweek gedoen? Ons was by die kerk gewees, dit het gebeur. Wat beplan jy volgende naweek? Dink jy die kinders kom kuier, ons gaan 'n bietjie braai, maar Sondag gaan ons kerk toe. Kan nie wag daarvoor nie. En dan los jy dit daar. Wat daardie persoon met self kan vra. Nou wat was so spesiaal dat jy blinkoog dink oor Sondag se kerk? En dan kan die geleentheid kom te sê, maar kom kyk self. Kom saam met my. Kom sit langs my. Dis 'n vriendelike spul daai. Hulle kuier lekker. En op daardie manier kry mense die geleentheid om self te kom kyk. Self te kom sien. Daarom vriende, moet ons oë en ons ore oopmaak vir die mense in ons binnekring. Vir hulle wat geleenthede soek, soos Saggeus, maar wat beperkings het en dink hulle gaan dit nooit regkry nie. Maar daar is mense in ons kringe wat die honger so groot word, omdat die Gees daai honger bewerk, dat hulle net wag vir iemand wat vir hulle onder 'n boom sal kom stil staan. En sal opkyk, en sal raak sien, en sal sê, ek wil by jou kom kuier. Ek wil tyd met jou kom spandeer. Ek dink daar's baie mense in ons tyd wat, anders as ons, 'n aversie begin opbou het oor kerk. Waarskynlik met baie reg. Daar's mense wat baie negatief is om 'n uur op 'n Sondag hier te kom wees. Ek dink jy kan sulke mense herken. Dit is my en jou geleentheid om te vertel en die lig aan die brand te hou deur die manier waarop ek en jy oor ons geloofservarings praat, ook dit wat ons hier doen. Ons wil 'n godsgemeente wees waarin mense, godsmanne en godsvroue sal sien en hulle verhouding met die Here kan kom toets. Dit is vir my duidelik dat Jesus het liefde gewys vir mense wat verlore gaan. Daarom sê hy op 'n stadium, hieraan sal die mense weet dat julle my kinders is, as julle ook mekaar so liefhet. En wanneer mense wat vreemd voel in 'n kerk en negatiewe ervarings het van kerk, hier tussen ons die liefde van Jesus tussen ons kan kom ervaar, dan gee ons hulle die geleentheid om weer te hoop. John Aldrich het op 'n keer gesê, ongelowiges is nie die vyand nie, hulle is die slagoffers van die vyand. Ongelowiges is nie die vyand nie. Mense wat anders dink as ons, krities is, selfs negatief krities is oor wat ons glo en dink en dit afskiet en afkraak, hulle is nie die vyand nie, hulle is die slagoffers van die vyand. So wat moet ons doen aan dit? 2 gedagtes. Ons moet hulle met deernis hanteer. Hou hierdie gedagte vas. Ons moet hulle met deernis hanteer. Op 'n stadium kom daar 'n klomp kerkmense en hulle bring 'n vrou wat op oorspel betrap is, hulle bring haar vir Jesus en hulle ken die wet uit hulle koppe uit. Hulle is besig om eintlik vir Jesus te probeer vasdruk in 'n hoek. En hulle sê vir ons, wat moet ons doen met hierdie vrou wat so openlik skandelik is? En Jesus aan die einde, nadat hy op die grond geskryf het en gesê, die een wat dan nou sonder sonde is, kan maar die eerste klip gooi, dan kom die boodskap by ons uit, moet jy nie oordeel nie. Deel jy die liefde van die Here en sy genade vrylik uit, ook aan kerklosmense. Hulle voel klaar skuldig genoeg, en hulle klaar 'n skewe kyk genoeg van mense ontvang langs die pad. Daarom vriende, moet ek en jy so liefdevol wees as wat ons kan, met mense wat al deur die lewe hard behandel is.
iemand, ek wil amper vra, as daar iemand van julle is om dit vir my te kom sê na die tyd, maar as jy lanklaas in die kerk was, kom ons sê 4-5 jaar laas in die kerk was, en jy kom nou terug, kan jy agterkom dat dit anders is. Want in 5 jaar moes ons versekerlik gegroei het. In 5 jaar moes ons meer van Jesus se liefde hier gekry het, as ons dan 'n godsgemeente wil wees. Dan moet daar meer van Jesus sigbaar word as voorheen. En mense behoort te kan aanvoel, en dit kan sien. So die vraag kan wees, as mense hier instap, kan hulle sien dat ons verander het, en dat ons nader is aan Jesus. Is jy dalk die Here se oë en sy stem en sy hande in hierdie omgewing waar jy hier jou geestesvoedsel kry? Die tweede gedagte, dat ek en jy moet staan vir 'n lewe waarin 'n egte verhouding met God spesiaal is. Hierdie selfde vrou wat op Owersveld betrap is, en wat Jesus met sy vinger in die grond skryf, en die mense stil een die klippe neergooi en wegstap. Dit stop nie daar nie. Die verhaal stop nie daar nie. Die verhaal stop waar Jesus opkyk daar en sê, nou waar is die mense nou? En hulle is weg. So jy is begenadig, verander nou jou leefstyl. Kom nou nader na die Here. Leef nou soos wat hy wil hê ons moet leef. Kom in 'n egte verhouding met God en kom leef nader aan die lewende God. Wat maak dat ek en jy nie hierdie gesprekke wil hê nie? Wat maak dat ons nie met mense daai tyd wil spandeer nie? En daar is ons 'n paar redes wat 'n mens sou aan kon dink. Boonbehalwe dat ons te besig is, en besigheid is natuurlik deel van die Satan se plan met ons elkeen. Daar's 3 gedagtes wat ek wil doen, daarmee gaan ek afsluit. Party mense sal sê, ek is bang vir wat mense gaan reageer as ek uitreik. Maar niemand het gesê jy moet met jou eerste oomblik wat jy met iemand instap by sy huis vir hom sê, hey, kom kerk toe nie. Die Here wil jou eers hê ons moet vriendskappe smee. Leer mense ken. Leer hulle name ken. Leer die kleure waarvan hulle hou. Leer die kosse waarvan hulle hou. Wat geniet hulle? Gee partykeer vir hulle die koekie waarna hulle smag. Gaan en maak vriende by mense, by jou werk, by jou huise rondom jou. Daar was 'n tyd toe 'n ryk man na Jesus toe gekom het en gesê het, wat moet ek doen om die koninkryk te kan ingaan? Wat vir hom 'n realiteit gelyk het op daardie stadium dat dit gaan kom. En Jesus sê vir hom wat hy moet doen. Hy sê, maar ek doen hierdie goed van my kinderdae af. Dis vir my algemeen, ek het dit by die kategese gekry, ek leef dit my hele lewe lank nog. En Jesus sê, nou okay, nou gaan doen dit nou. Gaan waak dit van die kop af na jou hart toe. Laat dit by jou hande uitkom. En hy het beswaard weggegaan. En ons sien nie dat Jesus daai ou dan 'n klap teen die oor gee en sê, kom hier jou sondaar, nou gaan ek jou gryp, en nou gaan ek jou so bietjie ruk en pluk nie. Hier stem wat gaan. Selfs Jesus kan nie almal bekeer nie. Jy gaan dit ook nie reg kry nie. Maar ons kan doen wat Jesus gedoen het, en dit is om vriendskappe te smee met mense. Op te kyk in bome en te sê, ek wil vandag by jou kom kuier. Die tyd te spandeer met daardie mense. 'n tweede en baie gevaarlike antwoord sou wees, die eerste is om te sê, ek is bang vir mense se reaksie. En ek sê, jy hoef nie bang te wees vir 'n reaksie nie, want die oomblik wat jy bang is vir 'n reaksie, beteken jy was te hastig. Wees rustig, leer hulle ken, maak tyd, eet koekies, drink tee, braai vleis. Dis okay. Die tweede een is vir my 'n meer gevaarlike ene. En dit is die antwoord om te sê, as ek moet baie eerlik wees, I don't care. Ek gee nie om nie. Ek gee nie om oor die mense rondom my nie. Weet jy, ek is gefokus op my eie ding, hulle moet my hulle lewe leef, ek sal my lewe leef. Dit is nie die gesindheid van Jesus nie. Dan is daar bekering nodig by ons. Vir die persoon wat dit sê, met baie liefde in my hart, dan moet ek en jy tot bekering kom. Want dis wat Jesus van ons wil hê. Die derde ene is wat mense dikwels sê is, maar ek het nie genoeg kennis nie. Sal hulle begin vra, wat maak ek dan?
Hulle gaan my vasvra, dan lyk ek soos 'n aap. Nee, dis nie nodig nie. As hulle die vrae begin vra, dan wil jy sê hulle moet vra, maar hier is 'n triek wat ek geleer het, as jy die antwoord nie ken nie, as hulle vir jou begin 'n vraag vra en hulle druk jou in 'n hoek vas, moenie jy probeer antwoorde gee nie, vra jy meer vrae. Die ou wat die meeste vrae vra is die ou wat die meeste antwoorde kry. So as jy voel jy's in 'n hoek vasgeveg, vra jy meer vrae. Vertel my meer van dit. Hoekom dink jy so? Waar het hierdie gedagte vandaan gekom? Hoe lank sit jy met hierdie gedagte in jou kop? Want hoe meer hulle praat, hoe minder hoef jy te praat. En dan kom daar 'n tyd wat 'n ou eerlik kan sê, weet jy, ek het nie die antwoord nie. Maar, en dis wat my vrou baie goed doen, ons kuier nou, maar oor 3 weke kan ons gou-gou by 'n koffieshop uitkom. Kom ons sit dit nou op die dagboek. En ek dink dis wat ons as gelowiges baie keer moet doen. As ons iemand ons in 'n hoek vasdruk en ons weet nie wat die antwoord is nie, sê, ek het nie die antwoord nie, maar oor 3 weke, hoe lyk jou program? Ek gaan uitvind, en dan kom ons, en dan praat ons verder oor hierdie vraag van jou. En onmiddellik het jy dit ontlont, want ons weet nie alles nie, ons is nie Jesus nie, ons ken nie al die antwoorde nie, ek ken nie al die antwoorde nie, miskien is julle beter as ek, maar ek ken nie. So dan skep ons die geleentheid om die gesprek nie dood te maak nie, maar om dit verder te vat, 'n bietjie later, waar jy bietjie kan dink, bietjie kan bid, dalk met iemand kan praat en sê, hoor ek is nou in 'n hoek, ek weet nie hoe die ding te hanteer. En dan kyk ons of ons saam by mekaar uitkom en sê, okay, kom ons probeer dit. En oor 3 weke jy raak 'n wonderlike tee met lekker gemmerkoekies. En jy kan verder praat oor daardie belangrike ding. Vriende, om mense na die Here toe te lei is nie 'n dominee job nie. Om mense na die Here toe te lei is 'n gelowige se werk. Deurdat jy skouers skuur by die mense wat in jou skadukring val. Dit gaan ook nie oor mense wat net tot bekering kom nie, maar dit gaan in die eerste plek oor mense wat die geleentheid kry om by Jesus se voete uit te kom. En ek en jy is hulle voorbeeld. Ek en jy skep die geleentheid vir hulle om dit te kan doen. En daarom dink ek is ons tyd en ons plek, as ons 'n godsgemeente wil wees, daar is baie mense wat honger is vir God. Hulle is op vir kerk. Ek kan jou wys, hulle is op vir kerk. Maar hulle is hongerder as ooit tevore na God. En daarom wil ons nie net 'n kerk wees nie. Ons wil 'n godsgemeente wees, waar mense God kan kom ontdek, hier tussen ons. Mag dit die deure oopmaak vir ander mense. Om dit te laat gebeur, laat ek en jy meer en meer soos Jesus opkyk in bome en soekende mense raak sien en tyd met hulle spandeer. Kom ons bid saam.